Ek weet, julle is nou besig met, ons is besig met graad 11 hersiening, oor Newton en vektore en al daai goed, maar die beste manier vir 'n graad 11 om voor te berei vir hierdie afdeling, is om eindeksamen vrae te doen. So die vrae wat ek vir julle gekies het vir hersiening, kom als uit ou eindeksamen vraestelle. Hierdie ene is Mei-Junie van 2025 en die volgende enetjie wat ons gaan doen is November 2024. Okay. So laat ek net my highlighter kry, want jy kan nie 'n vraestel doen sonder 'n highlighter nie. Julle het nou nie dit nie, so julle moet nou maar net die belangrike inligting vir julle neerskryf. Asseblief, ouens, jou vermoë om te lees gaan Newton vir jou maak of breek. Jy moet seker maak dat jy nie vlug lees nie. Jy moet lees met 'n highlighter in jou hand, want as jy 'n highlighter in jou hand het, dan is jou brein gekondisioneer om inligting te soek. As jy nie dit het nie, dan vlug lees jy, so jy skiep belangrike goeders. So dit sê 'n krat met 'n massa van 25 kg, gly met 'n konstante spoed. Wat moet ek dadelik byskryf as daar staan konstante spoed? Newton 1. F net is gelyk aan 0, né? Teen 'n ruwe skynsvlak af, wat beteken daar is wrywing? En onthou, jy kan altyd eerder aanneem daar is wrywing. Hulle moet vir jou pertinent sê dis wrywingloos of wrywing kan geïgnoreer word of wrywing kan verontagsaam word. As hulle dit vir jou sê, dan hoef jy nie 'n wrywing in ag te neem nie, maar as hulle niks sê oor wrywing nie, dan neem jy aan daar is wrywing. Okay, teen 'n skynsvlak af na punt A, terwyl krag F parallel met die skynsvlak daarop inwerk, soos hieronder getoon, 'n konstante wrywingskrag van 40 Newton word op die krat uitgeoefen wanneer die skynsvlak 'n hoek van 30 grade met die horisontaal maak. Okay, so ek hou daarvan, hulle is nogal lief om dit so te doen waar die toegepaste krag is in die teenoorgestelde rigting as die rigting van beweging. Want onthou, julle dink die hele tyd in terme van jou blok beweeg in die rigting waarin ek dit trek, maar dis nie noodwendig so nie. Hierdie kon net sowel iemand gewees het wat met 'n trolley of 'n pram teen 'n afdraande afstap. Jy moet hom ons nog steeds terugtrek. So jy trek hom nog steeds terug, maar hy gaan nog steeds by die afdraande af. So dieselfde tipe ding. So maak sommer vir jouself 'n groot pyl. Ek weet hulle het 'n pyltjie daar, maar jy maak vir jouself 'n ekstra groot pyltjie om te wys dat hy besig is af te gly teen die vlak, want anders ruil julle rigtings om. Okay, dan sê dit, stel Newton se eerste bewegingswet, onthou dis 2 punte vir 'n wet, reg of weg, so as jy hom nie perfek gee soos wat hulle dit in jou handboek vir jou sit nie, dan kry jy nie jou 2 punte nie. Nie 'n paraphrased version nie, soos in op die woord. So, Newton se eerste bewegingswet sê, 'n voorwerp gaan in rus bly of teen 'n konstante snelheid aanhou beweeg, tensy 'n nettokrag daarop werk, né? Al 4 wette, okay, jy hoef nou nie die gravitasiewet hierdie kwartaal te doen nie, maar al daai wette moet julle ken asseblief. Ken ook die term traagheid se definisie. Okay, dan sê hulle vir jou teken 'n benoemde vrye liggaamdiagram of 'n vrye kragte diagram, dis die een met die kolletjie, né? Wat al die kragte wat op die krat inwerk toon, soos dit na punt A beweeg. Okay, so as hulle vir jou die voorwerp op 'n skynsvlak gee, dan moet jy jou vrye liggaamdiagram teken asof hy op 'n skynsvlak is, né? Onthou jou normaalkrag is loodreg, altyd loodreg op die oppervlakte. Jou gewig is altyd direk af na die aarde toe. In hierdie geval is my toegepaste krag daai kant toe, my krag F, en onthou, wrywing is altyd teen die rigting van beweging. Want baie keer dan sien die kinders die krag is daartoe, dan teken hulle die wrywing daar af. Maar onthou, wrywing is nie teen die toegepaste krag nie, wrywing is teen die rigting van beweging. So as jou beweging in daai rigting is, gaan wrywing in daai rigting wees. Maar ek wil nie hê jy moet hom vir my so los nie. Daar was op 'n stadium 'n ding dat jy moes hierdie vrye liggaamdiagram geteken het met die gewig. Jy kon nie die komponente geteken het nie. Nou wat wel waar is jy kan nie die gewig en sy komponente teken nie, want dan teken jy eintlik die krag dubbel. En op 'n stadium het hulle dit aanvaar dat jy die komponente teken in plaas van die krag, maar op 'n stadium toe het hulle dit nie aanvaar nie. So hierdie is die veiligste een om te teken. Maar asseblief julle ergens op jou bladsy in potlood teken net vir my die een waar jy die gewig, of julle nou FG of W het, dit maak nie saak nie,
die loodregte komponent of die y-komponent en die x-komponent, want anders gaan jou vryliggaam nie sin maak, of andersins gaan die hele situasie nie vir jou sin maak nie, want hoe kan hy in daai rigting beweeg as daar net kragte in daai rigting is? Maar as jy dit so teken, dan begin die prentjie bietjie meer sin maak. Okay, hy kan in daai rigting beweeg, want daar is actually 'n krag in daai rigting wat maak dat hy afgelei teen die skynsvlak. Okay, so hier is jou vryliggaamdiagram, gewoonlik 1 punt vir elke krag. So 1, 2, 3, 4. Vir hierdie sou jy 'n punt gekry het vir daai twee saam. Onthou jy kan net nie hulle twee teken en dan die gewig af nie. Okay. Dan sê hulle vir jou bereken die grootte van krag F. So onthou as hulle ooit vir jou vra vir die grootte van een of ander krag of die grootte van die versnelling of so, is jou go-to altyd F net is gelyk aan m maal A. As jy nie weet waar om te begin nie en jy is besig met 'n vraag oor Newton, dan begin jy met hierdie wet. Okay. Maar net so, ek het dit al 1000 keer gesê, nê, hierdie wet net so beteken vir my absoluut niks nie. Want netto krag is nie 'n krag nie, dis nie 'n toegepaste krag nie. Jou netto krag is die 'n samewerking van 'n klomp kragte. Dis die effek van 'n klomp kragte. So met ander woorde, as jy wil kyk nou, wat is die netto krag, dan sien jy jou voorwerp beweeg af. Met ander woorde, dit is daai krag minus die wat in die teenoorgestelde rigting is. So jy moet vir hom opbreek in sy individuele kragte. So dis daai enetjie minus die wrywing wat in die teenoorgestelde rigting is, minus krag F wat in die teenoorgestelde rigting is. Okay, yes. Dan ek het alles bymekaar plus en dan toe ek alles oorvat vir om die F te kry, het ek min FK, min FGX. Wat gaan sê gou, weet jy kan daai of so skryf of jy kan dit so skryf. Jy hom so geskryf. Jy kan hom net glad nie, jy kan nie alles bymekaar plus nie, nê? Want hulle werk in onthou ons werk nou met vektore, wat beteken jy moet rigtings ook in ag neem. So jy kan dit so skryf, jy moet dan net eers daai twee insit met negatiewe tekens. Ek gaan nou om uitwerk. En jy gaan sien, jy gaan nie dan op dieselfde antwoord uitkom nie. Okay, so nou vul jy in die inligting wat jy het. Onthou, FGX kan jy altyd uitwerk. Dit is mg of jou gewig sin theta, waar theta die hoek is wat hy maak met die horisontaal. Die wrywing het hulle gesê is 40. Ons wil vir F uitwerk en onthou die netto krag is 0. Jy kon al daar ingesit het, dit is 'n 0. Maar skryf net vir my in elk geval daai wet so. F net is gelyk aan m maal A. En nou vul ek in my massa is 25, G is 9,8, theta is 30. En dan wil ek vir F alleen aan die een kant, so as ek wil ontslaa raak van die aftrek, dan gaan plus kom aan die ander kant. En as jy daai sommetjie in jou calculator intik, laat ek 120. Okay. Ja nee, maar dan sit fyn so lank. Jy kan net nie almal bymekaar plus die erns moet dan net 'n minus hê. Erns, nee, net 82 sien ek ja, nie 182 nie. Maar ek kry minus, gaan ons die minus rigting. Ja, joune moet dan 'n negatiewe antwoord gee. Almal alright met die een. Enigiemand enige vragies oor hom? Okay, hierdie is jou vlak 1, 2 vragies. Ons kom nou by jou vlak 3, 4 vragies. As jy hom nie kan doen nie, probeer. As jy hom nie kan doen nie, moenie te veel worry, te veel stres daaroor. Ek gaan nou vir julle verduidelik hoe hy werk en hoe jy moet dink oor hom. Okay, so hulle sê wanneer punt A bereik, word krag F nou verwyder. Baie belangrik. En die oomblik, soos wat ek vir julle gesê het, die oomblik wat, dis nie highlighter nie. Die oomblik wanneer jy van jou kragte wegvat of verander, moet ek 'n nuwe vryliggaamdiagram teken, want jy kan nie Newton se bewegingswette of F net sal ek aan m maal A gebruik sonder 'n vryliggaamdiagram nie, want jy moet weet wat die kragte is wat daarop inwerk. En die hellingshoek word verklein. Onthou, as die hellingshoek verklein, dan verander die grootte van jou normaalkrag,
daai enetjie verander, die wrywing gaan heel moontlik verander, so 'n klomp van die goeders gaan verander wanneer daai theta verklein word. Sodat die krat aanhou om teen 'n konstante spoed, so F net is nog steeds gelyk aan 0. Crucial inligting, hulle sal dit nie vir jou sê verniet nie. Ok, nou sê hulle, gebruik die verhouding tussen die kragte wat tussen punte A en B op die krat inwerk om te toon dat μk gelyk is aan sin theta op cos theta. En dadelik val almal se torretjies heeltemal af, want hier is helse baie wiskunde en trieg nou in hierdie skynat vraestel. En eintlik al wat gebeur met 'n insigvraag is, 'n insigvraag gaan nie om te toets oor hoe ongelooflik slim en geniaal en kreatief of wat ook al jy is nie. Jy moet net teruggaan na die basics toe en jy moet doen wat hulle vir jou sê. So hulle sê gebruik die verhouding tussen die kragte om daai ouetjie aan te toon. So dadelik as ek μk sien, moet my kop dadelik gaan, daar's net een formule wat vir μk in het. En dis hierdie ouetjie. So skryf hom sommer dadelik vir jouself neer, want die kans is 100% dat jy hom gaan gebruik. Want dis al formule wat hy in het. En nou sê dit, gebruik die verhouding tussen jou kragte. So ek moet weet wat is die kragte wat nou op hom inwerk. Ek kort 'n nuwe vryliggaamdiagram. So nou dadelik sien ek krag F is weg. Kom ek kyk of ek hier so hierdie ouetjie, daai een is weg. Jy het wrywing, maar daai enetjie is weg. So jou vryliggaamdiagram lyk nou so. OK, bebind hom net daar. So nou gaan ek weer terug, soos wat ek, as jy nie weet wat om te doen by 'n insigvraag nie, gaan terug na Newton se tweede bewegingswet, want die insigvraag gaan oor, kan jy jou formules gebruik en manipuleer en interpreteer, selfs sonder waardes? Want dis al wat nou hier gebeur het, is hulle die hoek verander en 'n klomp kragte weggevat, sodat jy geen waardes het om dit uit te werk nie, al wil jy. So, F net is gelyk aan m mal a, en in hierdie geval is dit dan 0. Hoe werk ek F net hier uit? Ek moet my kragte gebruik, onthou, dit is nou net daai ene minus daai ene. Ok, wat beteken dat my daai ouetjie gelyk is aan dit? Ok, wat my nou nogal help, want ek kan mos nou daai ene semi gaan uitwerk, ek het mos 'n formule vir hom. Sy formule is mos mg sin theta. Is almal nog alright met dit? Ok. Nee, ek tel minus op die FGX. Nee, jy moet nie 'n minus hê nie, want hulle toe Dan ek die FGX het ek ook dis hulle moet dan albei minus hê wat dan op die einde gaan uitkanselleer. OK. Maar nou onthou, ek wil nog steeds 'n waarde kry vir μk. So soos wat ek nou vir julle gesê het, hanteer dit soos wat jy 'n som sou doen met al die inligting, met al die waardes. As ek die wrywingskoëffisiënt moes gaan uitwerk, het ek die grootte van my wrywingskrag nodig en ek het die grootte van my normaalkrag nodig. Stem julle saam? Ja. Hoe kry ek die grootte van my normaalkrag? FG amper Y. So ek weet my normaalkrag is dieselfde grootte as FG Y of FG loodreg of hoe ook al julle wil hê. En hy het ook 'n lekker formule wat ek ken, mg cos theta. En nou sien ek my goed, daar's 'n kos, daar's 'n sin. Kom ons kyk of ons nie iets met dit kan doen nie. OK, so nou het ek daai formule, dis waar daai formule inkom. So nou weet ek daai waarde vir FK het ek hier, dis mg sin theta. So al wat ek nou gaan doen hier in FK se plek, kyk of ek hom sommer kan. O nee, okay, ek wou hom nou afskryf, maar toe maar. In sy plek gaan sit ek sy waarde. Dis mos nou mg sin theta. Is gelyk aan die wrywingskoëffisiënt maal die normaalkrag en ons het nou net gesê my normaalkrag is mg cos theta. OK, en ek wil vir μk alleen hê aan die een kant, want ek wil mos nou sy waarde hê. So as ek wil ontslaa raak van die maalbewerking, moet ek aan die ander kant deel.
En as ek 'n waarde het wat dieselfde is, bo en onder die lyn en dis een term, dan kanselleer hulle mekaar uit. Ek kon hierdie maak nie volgende keer. Sien julle, dis nie so bad nie. As iemand dit nou doen, dan is dit eintlik nie so erg nie. Sien julle, ek het net gedoen wat hulle gevra het. En ek het net teruggegaan na die basics toe. Jou basics is, jy moet 'n vryliggaamdiagram teken. Jy moet F-net is gelyk aan, hierso het 'n paar goed geskryf. Jy moet F-net is gelyk aan MLA. Jy moet F-net opbreek in die kragte waaruit hy bestaan. En verder het jy dit nou maar net gaan uitwerk, soos wat jy dit sou uitwerk as jy al die waardes gehad het. Okay, maar selfs al het jy nie geweet wat om te doen nie, jy kon nog steeds die oomblik wat jy daai gesien het, of daai waarde dan daar gaan instel het, sou jy onthou het van die normaalkrag, wat dieselfde is as FGI. Het enigiemand 'n vraagie oor wat nou net gebeur het by 2.4? Is julle seker? Verstaan julle? Gaan julle dit kan doen as hulle vir julle die vraestel gee? Okay. Ja, want almal is al raai totdat ek vra, gaan jy dit kan doen as hulle dit vir jou ook vra? Okay, kom ons kyk gou. So nou sê hulle vir jou by 2.5, die kinetiese wrywingskoëffisiënt, dis daai MICA, né? Is tussen die krat en die skynsvlak is 0,19. So daai ouetjie se waarde is 0,19. Deur die identiteit sin theta op cos theta is gelyk aan tan, weer freak almal uit want dis helse baie wiskunde wat nou hier is. Te gebruik bereken die wrywingskrag. So wat wil ek hê? Ek wil die grootte van die wrywingskrag hê. Ek wil daai ouetjie hê. Maar vir my om daai ouetjie te hê uit te werk, het ek mos nou die wrywingskoëffisiënt nodig. Dit het ek daarom al klaar, hulle het dit nou net vir jou gegee, maar ek het ook die normaalkrag nodig. Maar vir my om die normaalkrag uit te werk, kort ek vir theta. Al die ander inligting het ek, maar kort vir theta. So hoekom sê hulle vir my, gebruik daai identiteit? Okay, so nou kyk jy. Okay, maar daai sin theta op cos theta, sê hulle daar is mos nou gelyk aan tan. Wat beteken, daai MICA moet gelyk wees aan tan theta. En as MICA gelyk is aan 0,19, dan het ek mos nog genoeg inligting om vir theta te hê, né? Ek kan mos net shift dan. Okay, wat is theta dan? Wat kry hulle dan? Ek wil kyk, dit is 10,76 grade. Okay. En nou het ek genoeg inligting om dit uit te werk. So kom ek skryf net gou die vergelyking weer hier. Dis FK is gelyk aan MICA maal die normaalkrag. MICA is 0,19. Die normaalkrag is mos nou mg cos theta. Die massa is 25, G is 9,8 en theta is 10,76. En as jy daai intik in jou calculator, kry jy 'n waarde van 45. 500. Iemand double check in gou hier. 73 maal 0,19 maal kos van 10,76. Ja. Hierdie een is eintlik 2.4 is nogal moeilik, maar 2.5 is eintlik 'n bietjie makliker is want jy het nou genoeg inligting om waardes te kan uitwerk. So 2.4 is vir kinders moeilik omdat dit nie daar nie 'n sommetjie is wat jy kan doen nie want jy het nie waardes nie, so jy doen dit als met simbole en so. Waar hier het jy genoeg, hulle gee daai vir jou sodat jy vir theta kan gaan uitwerk, sodat jy die
Andersins sou hulle vir jou gesê het, bereken die wrywingskrag in terme van theta of in terme van x of wat ook al. So jy moet 'n antwoord kan uitwerk. Okay, so hierdie ene kom uit November 2024. Dit sê vir jou in 'n eksperiment is 'n krat met 'n massa van 8.5 kg in rus op 'n ruwe horisontale tafel. En dis verbind aan 'n massahaak deur middel van 'n ligte onrekbare tou wat oor 'n wrywinglose katrol gaan, soos in die diagram hieronder getoon. Massastukke word by die massahaak gevoeg en die versnelling van die krag word gemeet. Die eksperimente word verskeie kere herhaal deur verskillende massas by te voeg om die hangende massa elke keer te vergroot. Okay, so daar gee hulle maar net vir jou 'n mooi illustrasie van wat daar aangaan. Uit die eksperiment is die volgende resultate. Moenie skrik as jy 'n grafiek sien nie, want ek weet die kinders sien gewoonlik 'n grafiek, want hier is nie gewoonlik 'n grafiek by Newton nie, en dan freak almal so uit dat hulle nie meer helder kan dink nie en besef, so onthou, 'n grafiek is net 'n manier om vir jou inligting te gee. Okay, in plaas van om dit in 'n skets aan te dui of in die stuk, in die leesstuk, kan hulle grafieke en tabelle gebruik om vir jou data deur te gee. So jou vraag is nie, wat die hel gaan nie aan nie, dit gaan, watse inligting kan ek uit my grafiek uitkry? En maak net altyd seker, partykeer is daar nog 'n addisionele stukkie inligting daar onder daai grafiek wat jy mislees, maar daarom nou nie in hierdie geval nie. Okay, so wat gebeur is, onthou, dit is mos hoe jou statiese wrywingskrag werk, né? Jou wrywingskrag, as ek nou stoot aan die tafel, né, en ek stoot hom met 'n krag van 5 Newton, nou beweeg hy nie. Maar wat beteken dat die toegepaste krag moet net so groot wees soos die wrywingskrag. Né? Die een kan nie groter as die ander een wees nie, want dan gaan jou voorwerp begin beweeg. Nou pas ek 'n krag van 10 Newton op die tafel toe, so ek stoot bietjie harder, maar die tafel beweeg nog steeds nie. Nou kan my wrywingskrag nie meer dieselfde bly nie, want ek het dan nou daai krag vergroot. So nou moet hy ook 10 wees. So dis hoe dit werk met jou statiese wrywingskrag, is hy het nie 'n vaste waarde nie, sy waarde hang af van die toegepaste krag. Hy het wel 'n maksimum, soos 'n threshold. Okay, so ek kan, as ek net oor 20 Newton toepas, dan gaan die tafel begin beweeg. So hy het 'n maksimum weerstand wat hy kan bied, en dis waaroor die statiese wrywing gaan. Kry maar net daai definisie uit julle boeke uit. Dis waaroor daai ene kan gaan. So nou sê hulle vir jou, teken 'n benoemde vrye kragte diagram of 'n vryliggaamdiagram en toon al die horisontale kragte wat op die krat inwerk net voordat dit, waar is my highlighter? Beweeg. Wat beteken, hulle gaan nogal kyk na die lengte van jou goedjies en dat dit 'n FS is, ja, Andrei, dat dit 'n FS is, en die feit dat hierdie twee, jy moet die pyltjies teken dat dit lyk asof hulle ewe lank is. Okay, as hierdie ene groter is as daai ene, beteken dit jou ding gaan begin beweeg. Okay, want dis voordat hy begin beweeg. Jy kan die normaalkrag en die gewig daar aandui. Hulle gaan jou nie penaliseer daarvoor nie, maar eerder bang Jan is daai Jan, né? So beteken dit eerder nie daar nie, net omdat hulle sê horisontaal. En nou, hulle het nêrens vir jou gesê teken 'n vryliggaamdiagram van die massa stuk nie, maar as daar 2 voorwerpe is, teken jy 2 vryliggaamdiagramme. As daar 50 voorwerpe is, teken jy 5. Jou hand moet al moeg wees van vryliggaamdiagramme teken, want jy gaan dit nodig hê. Ek kan jou waarborg. Okay, so by hom, die enigste kragte wat op hom inwerk, okay, ek moet net hierdie enetjie verander, want dit was nou net vir my illustrasie, maar die vryliggaamdiagram in hierdie vraag gaan ook maar so lyk, behalwe dit is nie meer 'n toegepaste krag nie, dit is nou die tension in die tou. So jy kan sê F tou of net 'n hoofletter T, en dan as jy die ander enetjie se vryliggaamdiagram teken, dis die tension met 'n krag opwaarts het, die tou, en hy het sy gewig wat afwaarts is. Okay. So hulle het nou nie vir jou dit gevra nie, hulle het net vir jou gevra vir daai enetjie, maar jy teken hom in elk geval vir my, sodat jy jou berekeninge kan doen. Okay, so wat sien ons uit hierdie grafiek uit, is, onthou, hulle het mos nou kies 'n massa vir daai ding, en dan sit hulle mos elke keer nog en nog by. So hierso het hulle die massa verander, maar die heeltyd stil gestaan, totdat hulle daai massa het, en toe hulle net 'n bietjie groter as dit is, dan toe begin hy beweeg. So daai is die threshold.
Okay, so as hulle vir jou vra, bereken die grootte van die statiese wrywingskoëffisiënt, dan is dit op daai punt, net voordat hy begin beweeg, daar waar jy dit uitwerk. So, onthou, begin met die formule wat jy het vir die statiese wrywingskoëffisiënt, né? Dis Fs max is gelyk aan μs maal die normaalkrag. Jy gebruik in elk geval net hierdie vergelykings as hulle vir jou of vir die wrywingskoëffisiënte gee, of hulle vra dit vir jou. Okay. En nou vul jy al die inligting in wat jy tot jou beskikking het, en jy laat jou formule vir jou lei in dit wat jy nodig het. So die normaalkrag kan ek uitwerk, die normaalkrag is dieselfde as my gewig, ek moet hom eintlik ook sommer rooi maak, kom ek maak hom rooi, want my ander een is groen. Okay, so die normaalkrag, dit het ek, dit is dieselfde as my gewig, maak net altyd seker op 'n horisontale vlak, is jou normaalkrag dieselfde groot as jou gewig, tensy daar 'n skynskrag is, né? As daar 'n skynskrag is, onthou, dan moet al die y-komponente mekaar uitkanselleer, nie net daai twee nie, want dis nie die enigste twee wat daar is nie, daar staan nog die skynskrag se y-komponent ook, so neem net hom in ag. En nou sien ek, okay, ek het hierdie inligting, maar ek kort nog vir daai ene. So nou kyk ek, hoe kan ek daai ene gaan uitwerk? So as ek die grootte van 'n krag wil hê, gebruik ek Newton se tweede bewegingswet. So F net is gelyk aan m maal a, en ek doen dit gou vir my houtblok, maar hulle staan stil. So dit is die tension minus die wrywing is gelyk aan 0. En nou sien ek, gatie patatie, ek het ook in elk geval nie die tension nie. Dis nou waar jou kop moet gaan na twee voorwerpe, want daai het ook tension. So nou doen jy maar net dieselfde, as jy die grootte van enige krag wil hê, dan werk jy met F net is gelyk aan m maal a. En onthou, hulle is verbind aan mekaar. So as die een stil staan, gaan die ander een ook stil staan. Hulle twee gaan altyd presies dieselfde versnelling hê. En by hom is dit weer Fg minus die spanning. Onthou, as hierdie ene na regs beweeg, dan beteken dit daai gaan af. Daai gaan af. So teken vir jouself sommer 'n pyltjie wat wys, dit is die rigting van die beweging, dat jy mooi weet, daai ene gaan daai kant toe, en hierdie enetjie gaan afwaarts. So dit is onder minus die kragte op. En dit is gelyk aan 0, en hierdie, so die tension moet gelyk wees aan Fg, wat massa maal G is. Kan ek nou weer die opskryf? Nee, ek hoor dit as hy dit doen. Doe maar. Okay, dan kyk ons, dit is, en onthou die massa, onthou ons is by die scenario waar hy nog nie beweeg nie, so dit is net voor hy beweeg, so jy kan nie hierdie massa gebruik nie, jy moet die 4.2, want hy is nog nie aan die beweeg nie. So dis jou massa stuk. Kan ek gelyktydige vergelyking gemaak om die uit of Fs uit te werk? Hoekom gelyktydig? Ek weet nie, maar ek nog steeds die antwoord. Okay, ek gaan nou kom kyk. Ek moet even kyk wat is die waarde van T. 4 is 41,16. En dit moet dan daar gaan inkom, want dis dieselfde tension. Wat beteken jou statiese wrywingskrag is ook soveel. En nou kan jy daai waarde daar gaan insit. En onthou hierso, ons is nou nie meer besig met die massa stuk nie, né? Ons is nou besig met die krat. So jy kan nie daai 4.2 daar gaan insit nie. In hierdie vergelyking is ons besig met die krat. So jy moet die 8.5 daar gaan insit. Maal 9,8. En dan gaan deel jy aan die ander kant. En dan moet jy kry 0,49. So jy gaan al twee van jou, as jou ding al beweeg het, sê nou maar dit was nou so iets waar hy beweeg het en jy het nie die versnelling gehad nie, dan sou jy heel moontlik 'n gelyktydige vergelyking oplos, maar 'n gelyktydige vergelyking is gewoonlik 5 of meer punte. So die feit dat hy 4 punte is, so dis hoekom ek nou nog gesê het, jy gaan definitief twee somme moet doen, maar ek weet nie of jy noodwendig gelyktydige vergelyking sien, en dan gaan jy sien, as jy daai ouetjie het, gaan jy sien, jy kan hom gebruik om die tension te kry en dit dan daar gaan insit.
Dat ek gou kom kyk. Ok, nou sê dit vir jou, bereken die grootte van die versnelling wat deur y voorgestel word op die grafiek, so dis daai versnelling wat saam met daai massa gaan. Indien die kinetiese wrywingskoëffisiënt tussen die krat en die tafel 0,4 is. So onthou, as jy die versnelling wil uitwerk, nou weer, ons het daarom ons vrye liggaam diagrampies en niks het verander behalwe die massas nie, maar nou is die groot probleem is hy staan nie stil nie. So nou sal julle sien hy tel 5 punte, wat beteken die kans is baie groot dat jy nou gelyktydige vergelykings gaan moet gebruik. Want jy gaan nou te min inligting hê, want jy gaan dieselfde tipe vergelykings hê, maar onthou, jy kan nie nou meer werk met 'n tension van 41,16. Die oomblik wanneer een van jou kragte of massas of versnelling verander, is jou tension ook anders. So jy kan nie meer werk met daai waarde nie. So as jy nou die grootte van die die grootte van die versnelling wil hê, onthou, jy kan met enige een van jou voorwerpe werk, want die versnelling van hulle twee is presies dieselfde. So nou begin jy met hierdie enetjie. Nou is dit net nie meer S nie, dis FK. Maar nou sien jy kan nie die wrywingskrag gaan uitwerk, want hulle gee vir jou die wrywingskoëffisiënt, en onthou, dis mos nou μk maal die normaalkrag. En dit is ons nou die 0,4 en die normaalkrag is ons nou sy massa. Onthou die blok is nog steeds 8,5. Dit het nie verander nie. Maal G wat 9,8 is. Die blok se massa is nog steeds 8,5. Maar sien nou het jy hier is hierdie ene, wat is daai? Dis 33,32. Okay, maar nou sien jy twee onbekende. So nou gaan jy aan na jou volgende voorwerp toe. Onthou hy was mos nou die ja. Nee, onthou 9,8 is wag, laat ek net gou hierdie ene uitwerk en kyk ons gou. Dalk het ek nou 'n ekstra stap, maar kom ons kyk net gou. Okay, so dis by hom is dit die gewig minus die spanning in die tou. Okay, en by hom is die massa mos nou 7,4, dit het verander, maal 9,8, nee, jy kan nie. Want onthou nou, het jy nie net, jou versnelling is nie meer 0 nie. As jou versnelling 0 was, dan kon jy dit gedoen het, maar nou, het jy hier ookie vir A nie, wat nou jou groot probleem is. So jy gaan hierdie ene moet oplos met gelyktydige vergelykings. So jy kan nou vir T die onderwerp gaan maak. Ek gaan sommer vir hierdie ene T die onderwerp maak. So dan is dit die 8,5A plus die 33,32. En al wat jy gaan doen is jy gaan dit hier gaan insit. Wat is daai 7,4 maal 9,8? Yes, so hier gesnyfer hy. Gaan my 72 minus en onthou skies. As jy hom nou insit hier, moet jy hom in hakie sit, want andersins gaan jy vergeet van daai minus. Asseblief, jy moet hom in hakie sit, want dit gaan 'n geweldige effek hê. Ja. Ja, dit maak nie saak wat se een jy nou die onderwerp gemaak het en ingestel het, jy gaan op presies dieselfde antwoord. En 'n onderwerp maak het hulle altyd na mekaar plus. So meneer Rudy. Om die tension uit te skakel. Ja, nee, dit's fyn. Jy kan dit deur eliminasie doen. Ons doen dit gewoonlik deur substitusie. Dis maar al. Tog, nou wil daai nie saamwerk nie. Kon nou net ontslaa raak van daai. Okay, en dan behoort jy, laat ek dit gou kyk, behoort jy 'n waarde vir A te kry van 2,47 meter per sekonde kwadraat. Okay, so sien julle, die oomblik wat hy begin 5 punte tel, dan moet jy weet, dis definitief gelyktydige vergelykings. Okay. Gelyktydige vergelyking wees waarin jy nie eliminasie kan gebruik nie. In fisies wat ons nou doen. Ja, daar is mos maar altyd daar sal maar altyd so 'n geval wees. Maar
Ons werk maar net gewoonlik met eliminasie. Ag, substitusie, dis net, want substitusie kan jy altyd gebruik. Eliminasie kan jy nie altyd gebruik nie. OK, en nou, wag, laaste 3 minute, sit stil. 5 kg blok, hier is jou vlak 4 vraag, so moenie loop nie. 'n 5 kg blok word nou binne in die krat gesit. So wat ek net daar gaan byskryf, baie belangrik, is die massa neem nou toe. En die eksperiment word herhaal. Hoe sal die maksimum statiese wrywingskrag wat deur die krat ondervind word beïnvloed? Kies toeneem, afneem, bly dieselfde. Gee rede vir jou antwoord. Wanneer ek sê toeneem, want daar is 'n massa in die krat. Daar's groter massa in die krat. So groter krag is benodig om die maksimum statiese wrywing te verkry. Jy moet verwys na jou formules en die verhoudings tussen jou goeders. So, soos wat ek nou vir julle gesê het, nee, jou insigvraag gaan nie oor hoe slim en hoe oulik jy is nie, dit gaan oor, kan jy jou formules interpreteer en manipuleer en sovoorts. Hulle vra vir my, vir die grootte van die wrywingskrag. Dit wat die wrywingskrag beïnvloed is die wryingskoëffisiënt en die normaalkrag. Daai ene bly dieselfde, want dit gaan oor die materiaal waaruit hulle gemaak is. Die normaalkrag. Onthou die normaalkrag is mos dieselfde as jou gewig, wat massa maal G is. So jy's heeltemal reg, as jou massa gaan toeneem, dan gaan jou normaalkrag ook toeneem. En dan gaan jou wrywingskoëffisiënt toeneem. Wat baie belangrik is wat jy vir hulle moet sê, is jou wrywingskoëffisiënt is direk eweredig aan jou normaalkrag. Jy moet dit vir hulle sê. Laat ek net gou kyk presies waarvoor gee hulle vir jou punt. Ag, wrywingskrag, skus, het ek nog gesê wrywingskoëffisiënt. Wrywingskrag, skus. Dankie. So hulle gaan vir jou 'n punt gee om te sê dit neem toe, so daar sou jy jou punt verseker gekry het. En dan sê hulle vir jou jy moet praat van jy moet of sê jou wrywingskrag is direk eweredig aan die massa, of jy moet sê jou wrywingskrag is direk eweredig aan die normaalkrag, of jy moet praat van die normaalkrag wat vergroot. OK, daai enetjie moet jy noem.